En ek sien dadelik my eie hak in die winter, hoe bars hy oop. Ek dink, ja, het ek nou die deel gekry. En hulle mok my nog so bietjie. En daardie dag het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Galilea, in Judea, gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En dan gaan hy nog so aan, en hy het 'n kleed gedra met kameelhaar, en hy het sprinkane geëet en heuning. Een oggend, ek was so 6 maande gered, en ek het net begin leer vir 'n pastoor, en ek is by 40 pastore wat die Dinsdag saam bid, in Kimberley, en ek doen maar openligdienste. So hulle kyk my die meeste van hulle of die hond my ingedra het. Wil julle dit vertel? Want baie van hulle is eers meer by die bediening. En ek spog hier nie, ek wil sê, as jy pastoor is, as jy 'n leraar is, as jy 'n wedergebore is, vat die nuwe bekeerling en sit met hom, moet hom nie traai afbreekie. Vir alles hulle so in die begin is lekker vurig los hulle. En hulle staan en praat oor die liggaam van Christus. En die een sê, hy seker die voet, die ander een sê, hy is die hand, die ander een sê, hy is die oog. En so arrogante ou, kyk as 'n ou 'n grap maak, vat jy 'n grap. Maar wanneer dit van sekere mense partykeer kom, dan weet jy, hy wil jou net afbreek. Hy sê, ag, rooi is seker die hak. Ja. En ek sien dadelik my eie hak in die winter, hoe bars hy oop. Ek dink, ja, het ek nou die deel gekry. En hulle mok my nog so bietjie. Ag, ek moet eintlik maar nie so fyn gevoelig gewees het, he. As ek nou vandag terugdink, 33 jaar terug, he. Maar lou aan, en ek strip my en ek stap uit. En by die deur sê die Here, waartoe gaan jy? Ek sê, Here, hoor ek het die hak gekry, sê jy het. Dis die hak wat die slang se kop vermorsel. En ek vlie om. Ek kom terug. Ek sê, as Johannes nou hier was, met sy heuning en sy sprinkane, het julle hom verwerp. Ek sê, maar is die hak wat die slang, en jy kan sien, hy wou nie dit gehad nie. En van daaraf het ek die hak. Ek loof God, dat ek die liggaam het om die slang se kop te vermorsel. Maar ek moes my nie gewip het nie. So moet jy nie gou wip nie. Maar hoor gou, hy sê, maar toe baie van die fariseërs en sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, addergeslag, joh, Jesus het dan wragtig die kansel taal. Wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat kom? Ek bedoel Johannes. Dra dan vrugte wat by bekering pas. En moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Net so bietjie. Hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering. Maar hy wat na my kom is sterker as ek. Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En hoor nou, dis Nuwe Testament. Sy skop is in sy hand. En hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. En sy koring in die skuur saambring. Maar die kaf sal hy met uitblusbare vuur verbrand. Dis die genadige God wat dit gaan doen. Deur en deur skoonmaak. Lyk my as die koring daar is, dan gaan hy weer 'n slag deur die Christene. En hy gooi nog 'n paar weg. Mense kom met hulle stelling, eenmaal gered, altyd gered. Hy sê, hy wie tot die einde toe oorwin, sal die oorwinning kroon dra. Timoteus sê, duidelik, sommige sal in die laaste dae afvallig raak. Toe is Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar die Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word. En kom u na my toe, maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim. Is hier 'n bakkie water voor in 'n kerkie. En met eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die gift neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem in die hemel wat sê, is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Al plekke in die Bybel, daar is seker miskien nog wat ek op afgekom het, waar Jesus gedoop word, die Heilige Gees kom, en die drie hulle is altyd by mekaar.
Maar wat die Bybel van dit stuit, en dis nogal by die doop. Nou kom ons en sê, dis sektaries as iemand onderdompel word. Dan is Jesus die sekteleier, want hy dit laat doen. Ek maak die stelling, dis 'n sekte wat mense uit 'n bakkie uit besprinkel. Dit staan nie in die Bybel nie. En weer sê ek, hou op ander goedjies lees. Ek sal vir jou 'n WhatsApp uittik. Mense glo enige ding wat rondgestuur word. En dan sit hulle mense se name aan. Hier's 'n ding wat rondgaan oor in die Senaat in Amerika en hoe mooi hulle gebid het. Daai ding het gebeur 15 jaar terug. Nou sit hulle al Trump se naam in. Hy was daar toe dit gebeur het. Mense pas goed aan. Dit's baie maklik om WhatsApps te verander. Hou op enige ding glo en ondersoek die skrif of dit so is. Die woord van die Here, ondersoek dit. En die woord van die Here sê duidelik, daar is water, wat verhinder om gedoop te word. Nou vra ek jou vanaand, hoekom is dit vir jou so hard, as jy hoor wat het Jesus gedoen, om jou rug op Jesus te draai, en jou kerkleerstellings aan te hang, en te sê, my pa het nou nie so gedoop nie, my oupa ook nie, so ek sal nie. So jy sê vir Jesus, God die Vader ook, in hulle gesigte, my kerk besprinkel, Jesus, asseblief, kom net weg. Ek sal doen soos my kerk doen. Of wil jy vanaand kom en sê, ek gaan my hardkoppigheid, my rebelligheid nou aflê. En ek gaan hands up en sê, Here, laat dit nou toe, want dit is u geregtigheid. 'n klein kindjie wat doodgaan, gaan hemel toe. Of hy nou in wie sy huis gebore is. God is 'n genadige God. 'n klein kindjie kan jy aan God voorstel. Maar ek wil vandag net veel sê, ek gaan nie nog oor die doop verder praat. Dis baie kan ek praat. Wat beteken as jy ingaan, jy los jou ou lewe agter, jy word gekruisig saam met Christus. Maar my vraag bly, want na so preek sê mense, ja, ek hoor wat jy sê, maar jy moet nou weet, ons familie het nou, hoor gou hier, wat jy moet weet, jou familie wil nie vir Christus luister nie. Kom ons feest dit. As jy met verskonings kom, jy wil nie luister wat Jesus vir jou daar in die Bybel sê. Hy sê vir Johannes, laat dit nou toe, en hy word onderdompel, hy klim uit die water uit. Die Heilige Gees sê, dis sjap, God die Vader sê, is my geliefde seun in wie ek welbehaag, en jy kom, omdat jy op Stellenbosch 'n klomp reëls opgestel het, en jy sê, ek sal dit nie so doen nie. Jy's hardkoppig voor die lewendige God. En dis hoekom, daai selfdes wat hier die ander leerstellings opgestel het, nou al man en man trou en vrou trou. Want hulle het van God se waarheid afgedwaal. As ek so praat, dit is die snaakste, na so diens kom iemand na my toe. Wil jy nou sê, my ma is in die hel, en my pa, is nie wat ek sê nie. Kan ek net laaste voor ek afsluit dit tyd. As vanaand mense in die hemel, wat besprinkel was, as vanaand mense in die hemel wat onderdompel was, maar hulle was wedergebore, hulle het hulle harte vir Jesus gegee, die rower aan die kruis, het hy die geleentheid gehad nie, soos hemel toe. Maar as vanaand mense in die hel, wat onderdompel was, toe uitgeklim het en verder met hulle hoerery aangegaan het, as vanaand mense in die hel, wat God gepraat het, laat doop jou, en jy het nie geluister ook nie.